Goeiedag almal. Daar is 3 uiters belangrike opdragte van die Here in Jakobus 4 met 3 wonderlike beloftes uit sy hart. Vers 7, onderwerp jou aan God. En dan vers 8, nader tot God. En vers 10, verneder jou voor God. Nou die woord onderwerp jou aan God, is die Griekse woord hupotasso, wat in hierdie konteks beteken, plaas jouself, organiseer jouself doelbewus onder die leiding en beheer van die Here God. En dan die woord nader tot God, is die Griekse woord egizo, wat in hierdie konteks beteken, motiveer jouself om doelbewus en doelgerig en met vertroue in die teenwoordigheid van die Here God in te beweeg. En dan die woord verneder jou onder Here, is die Griekse woord taipainohu, wat in hierdie konteks beteken, erken jou totale afhanklikheid van die Here en plaas jouself totaal en al onder sy beheer en leiding. En dan die 3 wonderlike beloftes van die Here aan elkeen van ons. Vers 7, plaas jouself, organiseer jouself doelbewus onder die leiding en beheer van die Here en dan weerstaan die duiwel en hy sal van jou wegvlug. Is dit nie 'n wonderlike belofte nie, nie? Maar om hierdie belofte in werking te kry, toe die duiwel kan wegvlug, is plaas jouself, organiseer jouself doelbewus onder die beheer van die Here. En dan vers 8, motiveer jouself om doelgerig en doelbewus en met vertroue in die teenwoordigheid van die Here in te beweeg. En dan sal hy daarop reageer en ook tot jou nader. Wonderlik is dit nie? En dan vers 10, erken jou totale afhanklikheid van die Here en plaas jouself totaal en al onder sy beheer en leiding. En hy sal jou dan verhoog. Nou hierdie woordjie verhoog is die Griekse woord hupsohu, wat in hierdie konteks beteken, die Here sal toesien dat jy jou doelwitte suksesvol bereik en hy sal betekenis aan jou lewe gee. Kom ons gaan kyk in 1 Petrus 5 vers 6. Hy sê daar, verneder, taipaino jou onder die kragtige hand van God, sodat hy jou kan verhoog, op die regte tyd. Kan jy sien, wanneer die Here aan ons 'n opdrag gee, iets om te doen, is daar altyd 'n belofte. En hierdie opdragte wat die Here aan ons gee in hierdie 2 hoofstukke, is nie, jy moet nou dit doen nie. Nee, dis 'n hartstogtelike uitnodiging om iets te doen, want die Here wil iets vir jou doen. Die woord kragtige is die Griekse woord krataios, wat in hierdie konteks beteken, die kragtige, demonstratiewe, ontploffende hand van God. Nou direk vertaal kan 1 Petrus 5 vers 6 nou soos volg lees, erken jou totale afhanklikheid van die Here en plaas jouself totaal en al onder sy kragtige, demonstratiewe, ontploffende hand, sy beheer en ook sy leiding. Want dan sal hy betekenis aan jou lewe gee en ook toesien dat jy jou doelwitte op die regte tyd suksesvol sal bereik. Maar kom ons kyk 'n bietjie na hierdie kragtige, hierdie ontploffende, hierdie demonstratiewe werking van God, wanneer ons onder sy hand is. Dit kan duidelik gesien word in die volgende gedeeltes in die Bybel. In 6 dae het die Here die aarde herskep, hierdie aarde wat duisternis, woes en leeg was, en 'n wêreldvloed wat daaroor geheers het in 'n pragtige landskap verander, onder die kragtige hand van God. Dan lees ons, toe sien God alles wat hy gemaak het, en dit was baie goed. Die kragtige hand van God kan ons duidelik sien. Vir 40 jaar voed die Here die volk Israel in die dorre woestyn met manna, met hemelbrood, wat hulle soggens vroeg op die grond opgetel het. Hierdie kragtige hand van God kan ons ook sien waar die Here 2 keer by 2 geleenthede water uit 'n rots laat stroom het, sodat sy volk kon drink.
Hierdie kragtige hand van die Here wat hy tot ons beskikking stel, sien ons in Gideon en die 300 manne wat in staat was om die Midianiete en die Amalekiete wat so springkane in menigte teen Israel opgetrek het te verslaan sonder om enige wapens te gebruik. Dus die kragtige hand van God wat tot beskikking is van elkeen van ons. Hierdie kragtige hand van die Here God het die mure van Jericho in die grond ingedruk en sodoende sy volk die oorhand gegee. Hierdie kragtige hand van God het die Skelfsee gekloof sodat sy volk op droë grond voor die vyand kon deurtrek. Hierdie kragtige hand van God het die son laat stilstaan vir byna 12 ure in die middel van die dag, sodat Josua die vyand by die slag van Gibeon totaal kon verslaan. En daarom kom die Here en hy sê vandag vir elkeen van ons, my kind, verneder jou, nader en onderwerp jou aan my. Plaas jouself onder my demonstratiewe, ontploffende, kragtige hand en my beheer en leiding, want ek wil iets groots in jou lewe doen. Is dit nie 'n wonderlike opdrag van die Here, maar ook wonderlike beloftes uit sy hand nie? Hoe is die Here nie goed nie? Dankie daarvoor, Here. Amen.